Met tye is dit op en afspring, met tye is dit ons rus en vind rus in die Here. En ek ervaar daardie oomblik vanmôre. Ons vind net rus en kalmte. Ek noem dit altyd in die gees, it is the soft touch of the Holy Spirit. And when He touches us, we just need to open our hearts and He will touch you in a mighty way. Ek wil oorgaan in die woord. Hierdie is 'n boodskap wat ek nou al lank mee besig is. Is 'n verskriklike, maklike en eenvoudige boodskap. En ek glo hy's al miljoene kere gepreek. Maar elkeen van ons dienaars van die Here het ons eie weergawe van elke boodskap. Op die einde van die dag is dit wie voor jou sit, en in ons geval ook wie na die video's gaan kyk, om dan waarde te kry in dit wat die Here vir ons wil gee vanmôre. My tema vir die boodskap is, Jesus se juk is sag en sy las is lig. Ons kyk na Matteus 11 vers 25. Ons lees saam Matteus 11 vers 25. En ons gaan lees tot en met vers 30. In daardie tyd het Jesus gespreek en gesê, ek loof U Vader, Here van die hemel en die aarde, dat U hierdie dinge verberg het vir die wyse en verstandige mense en dit aan die kindertjies geopenbaar het. So ons sien definitief, dit was 'n verborgenheid vir die wêreld en is eers geopenbaar met Jesus. Vers 26, ja Vader, want so was dit U welbehaag. Alles is aan my oorgegee deur my Vader en niemand ken die Seun nie, behalwe die Vader. Ook ken niemand die Vader nie, behalwe die Seun en elkeen aan wie die Seun dit wil openbaar. Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Neem my juk op julle en leer van my, want ek is sagmoedig en nederig van hart, en julle sal rus vind vir julle siele, want my juk is sag en my las is lig. Ek wil gou stil staan by leer van my. Die Here Jesus Christus was saam met sy pa 'n skrynwerker. En dit was vir hulle maar deel van hulle werk daardie jare om vir trekdiere 'n juk te maak wat hulle kon gebruik. En ek glo my Here Jesus het die beste juk ooit gemaak. Want hy het die dier se autonomie geken soos wat niemand anders hom geken het nie. Want weet jy hoekom? Hy het daardie dier gemaak. En die Here help my vanoggend dat nie hierdie hele boodskap verander nie. Maar wat ek vir u kan sê is, hy ken ook u. Soos dat hy daai dier geken het vir wie hy daai juk gemaak het, ken hy ook vir u. Elkeen van ons individueel. En hy weet
om vir jou 'n juk te maak wat jy kan dra. En as hy vanmôre vir u kan 'n dingetjie sê, weet jy hoekom sê hy, sit my juk op jou? Want jy kan nie trek die stuur met daardie juk. Ons kan nie onsself stuur nie. Ons sal nou daarna kyk. Daar's 'n rede hoekom hy gesê het, sit my juk op jou. Vers 28 sê hy so mooi, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Die Here Jesus Christus praat hier met mense soos ek en u. Mense met probleme. Dan is die vraag, wat maak jou so vermoei en belas vanmôre? Wat het die wêreld so op jou gesit, wat jou vermoeid het, en belas het, moedeloos het? Wat het dit veroorsaak? Daardie onmenslike negatiewe gevoel in u. Die gelewe gebeur maar met ons almal. And bad things will happen to good people too. Maar wanneer hierdie dinge ons pad langs kom, dis daar waar die Here intree vir ons. Jare terug, toe ek in besigheid was in Carletonville, gaan ons deur 'n baie moeilike tyd. Ek wil vir julle sê, jy is nie 35 jaar soos ons in besigheid, en jy is nie al deur hel nie. Jy kan my woord vat vir dit. Al twee my seuns is nou in besigheid, en ek wil vir jou sê, dis nie 'n maklike pad nie. En terwyl ek so deur 'n moeilike tyd gaan, kom 'n sakeman na my toe, en ek gaan nou 'n bietjie Engels praat, en sy naam was Mike. Ek het die grootste agting en respek vir daai man. And when he walked into the office, this is a very, very rich man. Very rich. I think he was one of the richest people in Carletonville. And Mike walked up to me and he looked at me and says, Corey, what's wrong with you? Remember, if the whole world is on your shoulders, your face goes. That's the first thing that goes. You cross. You're unhappy. And you can read it in a person's face. You can try and hide it with a smile. It's not going to work. They will see it in your face. By no means, Mike, well, no Christian. As a matter of fact, I got to know him as an atheist. And Mike looked at me and he says, Corey, tell me. And before I could answer him, he asked me a question. And he asked, was this self-inflicted? Was Jesus self-inflicted? Or did somebody else do something to you? And shamefully I had to admit, Mike, it is self-inflicted. His answer was very straightforward. He says, Corey, you know what? Self-inflicted problems are the easy ones to deal with. Those that other people put upon you, those are the hard ones to deal. Deal with your self-inflicted problem. Get over yourself and get rid of the problem. It's easy when it's self-inflicted, but very difficult when other people is involved in your problems. En daardie môre het ek baie hartseer gevoel om te besef 'n wêreldsling moet my daai oggend kom reg help. Dan wil ek gou 'n bietjie stil staan vir oggend. Ons sit soveel jukke op ons. Ek het daai self-inflict probleem op my skouers gesit. Ek het bietjie vir die Here gesê, klim bietjie af, Here. Nee, hierdie las is
trek nie swaar genoeg nie. Haal ek bietjie die las van die Here af, toe trek ek daai self-inflicted probleme las aan van my. En toe ek deel met daardie probleem, toe begin dinge baie beter gaan met ons. En ek gaan nog baie daaroor praat. En die wat die video's kyk, onvergewingsgesindheid. Preek nie net vir u vanmôre nie, ek praat van myself ook. The poison you drink and wish somebody else will die. Onvergewingsgesindheid, dit gaan nie gebeur nie. Al wat jy doen is, jy maak jouself siek. Onvergewingsgesindheid bring haat voor en selfs die dood. En die straf van die sonde is op einde van die dag die dood. 'n Baie goeie teken van my van iemand wat onvergewingsgesindheid het. Weet jy wat hulle sê vir jou so vandag? Man, as ek net hier kan wegkom en daar op 'n eiland alleen gaan bly. Ek wil niemand by my hê nie, ek wil niemand sien nie. Ek het vir jou slegte nuus man, die probleem is nie by hulle nie, die probleem is by jou. Dis nie by hulle nie, die probleem is by jou, het iemand nie vergewe nie. Of baie dalk nie vergewe nie. Deel met dit. Daai eiland is 'n bad idee. Die medisyne vir jou onvergewingsgesindheid, vir daardie haat, is en bly Jesus Christus. Hy wil vir jou so graag help, maar tot en met jy ophou en die mense kan vergewe, kan die Here vir jou niks doen nie. Jy moet dit reg verstaan vandag. As jy nie kan vergewe nie, kan die Here jou nie help nie. Jy kan selfs jou ewige lewe verloor daardeur. Dan is daar die las van sonde, daai juk van sonde, wat hier op jou sit. Galasiërs 5:20, praat Paulus hier met die gemeente. Ek is altyd bekommerd, want Paulus praat hier met gemeente, nie eers met sondaars nie. So het hierdie dinge in die kerkewêreld gesien. Maar ongelukkig, vir daardie mense, het Paulus dit gesê, en as ek vandag verplig, maar om dieselfde te sê, want die kerk en die liggaam van Christus moet gewaarsku word. Galasiërs 5:20 praat hy van hierdie sondes, afgodery, dowery, vyandskap, twis, jaloersheid, toornigheid, naaiwer, tweedrag, partyskap, genade, het gaan nog aan hoor, afguns, moord, dronkenskap, brassery en dergelike dinge, waarvan ek julle vooraf sê, soos ek julle al vooraf gesê het, dat sulke dinge en die mense nie die koninkryk van God sal binnegaan nie. Hulle sal dit nie sien nie. Inteendeel hy sê, God sal dit nie, hulle sal dit nie beerwe nie. Verseker is 'n sondelas baie vinnig op pad hel toe met jou. En dis nie net dinge wat hy hier sê nie. U sal weet wat 'n sonde is, u pla. Ek het hierdie mooi gedeelte gelees of geluister nou die dag van 'n prediker wat dit gesê het. Sin will do what? Take you further that you want to go. Sin will do what? Keep you longer that you want to stay. Sin will cost you more than what you bargained for. Charge you more than you want to pay. Maar Jesus sê dat sy las is lig en sag. Moenie die sondelas op jou sit nie. Sit die juk van Christus op jou. En dit is so eenvoudig, Galasiërs 5:22.
Hier sê Paulus, die teengif vir daardie sondes is liefde. Jy kan nie iemand doodmaak as jy lief is vir hom nie, man. Jy kan nie. Blydskap, vrede, lankmoedigheid, vriendelikheid, goedheid, getrouheid, sagmoedigheid en selfbeheersing. Hier is die teengif. Hier is die juk van die Here Jesus. As ons na vers 20 gaan kyk en jy sien daardie swaar sondes. Sondes het die baie slegte gewoonte om 'n mens af en laer te trek. Maar die las van Jesus en die juk van Jesus gaan jou optel en optel en optel. En wanneer jy vrug dra goeie vrug. Dit help jy lyk soos die mooiste appel of die mooiste perske en as jy hom oop by jou kom oopsny is dit vol wurms nie. Daar's ongelukkig van hulle ook in die kerkewêreld. My lewe is saam met Jesus. Dis wat ek kies. Jy kan natuurlik die sonde las kies. Die ewige lewe saam met Satan en die hel. Maklik om te kies, ja. Baie eenvoudig. Kies Jesus. En as jy nog nie Jesus in jou lewe het nie, en jy kyk na hierdie video, wil ek jy regtig aanmoedig. Sy las is lig. Sy juk is baie sag. En dan is daar natuurlik die mense wat so daarvan hou om die hele ou wêreld op hulle skouers te laai. Jy hoef nie. Die Here is daar. As ons net kyk wat heidaglik aangaan in die wêreld. As jy nou 'n rede wil hê om 'n juk op jou te sit en jy is so lus vir sukkel en jy is so lus vir worries, dan kry jy vir jou die juk van die wêreld. Kyk wat ons land aangaan. Oneiening sonder vergoeding. Die NHI. Bellawet. Arrogante regering wat in Trump se gesig sal lag. En hom verder uittart. As jy nou wil worry, nou kan jy worry. Maar jy hoef nie bekommerd te wees. Ek wil vir u sê, geesgevulde kinders van die Here, ek het nou 5 boodskappe gespreek en gebring vir u oor die Heilige Gees. En as jy nou nog nie verstaan die krag wat jy het in die Heilige Gees nie, en hoe hierdie handjie vol mense saam kan bid en 'n hele land te draai. Ek wens ek kon vanmôre met u praat wat is in die agtergrond aan die gang in die wêreld. Maar omdat ek hierdie boodskap baie graag wil uitgee op YouTube, as ek moet noem wat ek weet, sal hy nie geplaas word nie, as hy my verseker ben, as ons verseker afhaal. Die prentjie is baie groter as wat hulle sê dit is. Die prentjie is soveel groter. Die komplot teen heilig Suid-Afrika gaan nie oor die oneiening nie. Al wat ek vir julle kan sê, moenie laat hulle kom ek stop daar. Moenie laat hulle om die bos lei nie asseblief. Bid die Here vir wysheid en kennis. Galasiërs 6 vers 7 tot 8. Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie. Want net wat die mens saai, dit sal hy maai. Hy wat in die vlees saai, sal uit die vlees maai. Maar hy wat uit die gees saai, sal uit die gees maai. Dit sal altyd u keuse wees. Altyd. Hoe gaan u saai? Wat gaan ek vat? Wat sit ek op my? As jy wil worry en bekommernis, en ek hou van die woord worry, dit klink nie so lekker by ons Afrikaanse boodskap nie, maar ek hou van daardie woord. Ek gaan nou so ietsie vertel oor dit. As jy aanhou om te bekommer, gaan daai las
swaarder en swaarder en swaarder word. Maar as jy besef vanmôre dat jy die krag van die Heilige Gees in jou, met God die Vader en Jesus Christus, wat jou rig het, moet jy weet, ons hoef nie bekommerd te wees nie. As ons vanmôre praat oor worries, ek is nou nie die prediker wat baie van grappies hou of van die kansel af nie, maar hier was my 'n baie goeie verhaal gewees oor worries. Daar's 'n man wat, doodgewone man, ek en jy en die res van ons hier binne, werk van 8 tot 5, trek 'n salarisie, ry 'n ou kar wat heeltyd breek by Pick n Pay. Ons is net gewone mense, ons het skuld, gaan deur die lewe, eintlik net 'n doodgewone man. Maar in hierdie man se familie is daar 'n oom wat sterf. 'n multimiljonair. Die man is toe die enigste erfgenaam vir sy miljoene. So kry hy toe nou die erfporsie, en dis kettingwinkels, dis fabrieke, dis miljoene in die bank. En hy neem toe nou maar die besluit, wel, ek kan maar nou net sowel my 8 tot 5 werk bedank, en dan nou in die sakewêreld ingaan. Julle, ek het al soveel keer gesien. Myn teken mense af, almal gaan in besighede in. 6 maande later is hulle pensioene uit en dan staan niks oor van hulle nie. Dan loop soek hulle maar net weer weg. Besigheidswêreld is nie vir almal nie. Ek kan u dit vandag verseker. En dit het nie lank gevat wat hy daar is nie. Toe is dit dokter toe, toe is dit hospitaal toe, toe is dit naderhand maagsere, en is hierso, en daarso, maar het al hierdie miljoene. Maar om dit by mekaar te hou is die probleem. En dis Unie-probleme, en is strikes, en is hier, en is daar. En die volgende ding is dit prokureurskostes, en is huweliksberaders, en is hier, en is daar. En iemand se lewe val uit mekaar uit. En toe hy weer 'n slag so in die hospitaal lê, en besef, hoor jy, ek het mos nou nie hierdie lewe gehad. Het ek regtig hierdie geld nodig? En hy lê so in die hospitaalbed en hy dink, okay, ek gaan nou iets heel anders te doen. Nou gaan ek vir my iemand kry om vir my te worry. Hier kom die humor in die storie. Ek soek iemand om vir my te worry, en hy is aan die koerant, en hy plaas so 'n mooi advertensie, R1 miljoen in 'n maand salaris vir die ou wat vir my kan worry. Obviously staan daar rye van mense wat aansoek doen vir die pos. Ek soek net iemand wat vir my kan worry. Almal is daar vir die geld, nie jy nie, nie jy nie, nie jy nie, nie jy nie. En op einde en laaste kom haar man ingestap. Nou ek ken so ouer, ek gaan nie sy naam nou doen nie, maar ek ken so 'n man. Jy het nog nie worry in jou lewe gesien nie. Die man kan worry. Hy worry oor alles. So kom hierdie in die onderhoud nou, hou hy onderhoud met die man en hy sê vir hom, goed, die werk is joune, jy kan worry. En dan gaan so deur die onderhoud wat hy moet doen, ensovoorts, ensovoorts. En in die einde van die onderhoud, alles is nou verby, sê hy, meneer, daai R1 miljoen salaris waarvan jy nou praat, hoe gaan jy dit vir my betaal kry? Hy sê, dis jou worry. So, baie eenvoudig. En ek wil vir u sê, dit is nou 'n ou storieetjie, 'n verhaaltjie of wat ek al. Ek dink dit is tyd. Laat ons worries afhaal en dit vir die Here Jesus gee. En as ons vir die Here vra, hoe gaan jy dit hanteer? Hy gaan nie vir sê, dis jou probleem nie, hoor. Hy gaan sê, moenie worry nie. My las is lig en sag. My juk gaan jou nie druk nie. En hy sal met graagte al daai probleme en bekommernisse en worries van jou af wegvat. As ek sien wat die Here vir ons hierdie jaar al gedoen het. Hier is 'n baie eenvoudige storieetjie. Ons moet net leer om ons bekommernisse
op Jesus te sit en sy las te vat. Spreuke 16 vers 9, en hier is my baie belangrik. Spreuke 16 van vers 9. Die hart van die mens dink sy weg uit, maar die Here rig sy voetstappe. Hoeveel keer het ons al besluit, Here, ek wil in daardie rigting gaan. En dan gaan jy ook in daardie rigting, maar jy wag nie vir hom om jou voetstappe te rig nie. Dis hoekom jy 'n juk om jou skouertjies het. Dis hoe hy sagte juk het, want hy kan vir jou liggies vat en sê, nee my kind, beweeg in hierdie rigting. Nee, ek weet wat daar gaan, Here, maar ek wil sin toe gaan. Nee, Here, ek sal sin toe gaan. Wie gaan hy met jou maak? Gaan die leiersels los. Laat jy dan nou maar gaan. En ek weet hoeveel kinders van die Here al met daai probleem gesien. En myself. Here, ek gaan in hierdie rigting. Kan jy vertel, ek het vir 'n ou gaan werk. Ons was goeie vriende. Ek het baie opgekyk in teendeelname, ek kon gaan werk. Ek het 'n goeie werk gelos. Die ou bied my naderhand 'n vennootskap in sy besigheid aan. Nee, ek gaan vir daai ou werk. En meer die Here vir my sê, moenie gaan nie, meer heilige gaan ek te kere. En ek begin tantrums gooi en ek gaan werk vir daai man, en watter disaster was dit nie. Want toe ontmoet ek die persoon wie hy regtig is. Is 'n baie bose mens gewees. Maar in die kerk was hy die man om voor te werk. Almal het hier ou opgehef. Maar toe ek hom gaan ontmoet in sy werksplek, toe sy 'n gruisame mens. Die Here wou my dit spaar, maar ek het aangehou en gesê, Here, ek sal in daai rigting. En wie het die leiersels gelos? En ek gaan loop my vas in 'n baie bad situasie. Dink jy maar jou weg uit. Die Here ken jou hartsbegeertes. Dink jy jou weg uit. Maar laat die Here toe om jou juk te vat en jou te stuur in die regte rigting. En daarmee sluit ek af. Dra die juk in die las van Jesus, want hy is lig. Dit sal altyd u keuse wees, watter las u wil dra. Ek kies die las van Jesus, en ek gee hom alle mag om my te stuur. En weet jy, hoe gaan hy u stuur? Deur die Heilige Gees. En as jy bekommerd wil wees oor wat in die wêreld aangaan, maak jouself dan maar moeg. Dis nie nodig nie. Dit beteken net, die kinders van die Here moet al hoe blyer word, want die koms van die Here is naby. Dit het naby gekom. Die wederkoms is hier. Is nie meer ver nie. Dit kan nie meer ver wees nie. Laat hy u laste dra. Jesus staan saam met jou. Maar as jy die sonde las op jou sit, die las van duisternis, kan ek jou vandag waarborg, staan jy maar weer alleen. En daai las is swaar. Jy kruip naderhand aan die rigtings. Jy gaan nie meer soen te loop nie. Vat die las wat op u vanoggend is. Wat dit ook al is. Werksomstandighede, huweliksomstandighede, karomstandighede, armoedelas. Vat daai las vanmôre en sê, Here, ek haal dit af. En gooi dit van u af weg. En sê, asseblief Here Jesus, sit terug u las wat so sag is, daardie juk wat so sag is, op my terug. En soos ek my weg uitdink, laat u my kan stuur in die regte rigting.
Laat U my die regte leiding in my lewe begin gee. Ek dink baie van ons moet 'n paar tree teruggee. Daar waar jy Jesus se las afgehaal het. En die sonde las op jou gesit het. Daar waar jy Jesus se las afgesit het en daai worry las op jou gesit het. Gaan net 'n paar tree terug. Here, hier het ek hom afgegooi. Gooi die vuil las af. Gooi daai gemors las af. Gooi daai duisternis van jou af en vat weer die las van Jesus Christus. En hy gaan jou in alle waarheid lei en dinge sal begin beter gaan met jou. Kom ons bid saam. Here, dankie vir hierdie woord. Ek weet dis 'n kort boodskap. Dis verskriklik warm hier binne, Here, ons weet. Maar soos die Heilige Gees vanmôre vir my gesê het, wees jy net stil. En laat U die werk doen. En waar ons U so teenwoordig, die teenwoordigheid so gevoel het, dit het swaar gerus op ons vanmôre. Here, selfs hier waar ek praat, voel ek nog die krag op my. Ek voel die teenwoordigheid by my. Dan vra ek U vanmôre, Here Jesus, dat U deur die kosbare Heilige Gees U las opnuut op elkeen sal sit. U juk, Here, wat so sag is en so maklik is om te dra, wat so lig is. Elkeen wat die video kyk vanmôre en wat hierna nog gaan kyk, dat U hulle omstandighede sal verander, sodra hulle besef, kom ek haal die las af, wat die wêreld en die duisternis op my gesit het, en laat ek hierdie ligte las, met hierdie ligte juk, op my kan sit, en dra, tot en met U ons kom haal, en ons weet, Here, dit kan nie meer lank wees nie. En ek bid elke een, die seën van die Here oor julle lewens af. En laat jy die regte besluit vanmôre gaan neem. Vir die wat die video kyk, as jy nog nie die Here Jesus Christus aangeneem het as jou saligmaker nie. Die tyd raak min. Jou tyd kan min wees. Ja, daar is 'n hel. Vir die wat vir hier ooit vertel het, daar is nie een nie, daar is een. Maak jou lewe met die Here reg. En sit sy las en sy juk op U skouers. Die beloning daarvan is die ewige lewe saam met Jesus. Amen.